ons dierbare God en ons hemelse Vader. Baie dankie vir hierdie voorreg wat ons het, Here, om te kan stil raak voor U op hierdie heilige en hierdie geseënde dag, Here, wat U vir ons eenkant gesit het. Here, baie dankie dat die God van die heelal tyd saam met ons wil spandeer. Here, dankie vir hierdie woelige week wat verby is. Here, dankie vir alles wat U vir ons gedoen het en dat ons nou hier voor U rustig kan raak. Here, dankie dat U vir Dr. Jade en Adrian en klein Abigail hier na ons toe gestuur het om vandag 'n bietjie met ons te kan gesels. Here, ek wil vra dat U haar spesifiek sal seën vandag. Here, dat sy vir ons 'n boodskap sal gee wat van U troon afkom, Here. Here, ons weet deel van wat sy doen is die regterhand van die derde engele boodskap, Here, so dit is baie belangrik. Here, dankie vir vandag. Seën ons, Here, gaan met al die toerusting en gaan met almal wat aanbied, Here, dat vandag aan U sal lof bring en dat U wil sal geskied. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre almal. Dit is so lekker om weer hier by julle te kan kuier vanoggend. Ek weet nie, julle lyk asof julle baie met mekaar beklei as julle so wyd verspreid is in die eindhoeke van die kerk. Dis die een kerk waar dit vir my voel ek kyk heeltyd tennis as ek so op en af. Dankie dat julle vir ons vanoggend weer hierso verwelkom. Is julle bly dat dit vandag Sabbat is? Is julle net so bly soos ek as die Vrydagmiddag ure so aanbreek en daai Sabbat tyd begin en mens kan net sê dankie Here dat ons net so klein bietjie weer kan asem skep. Dit is lekker om vanoggend by mekaar te wees en voordat ons verder gaan, dink ek ons moet ons oë net miskien nog een keer sluit. Dierbare Hemelse Vader, dankie dat dit in die stilte van die oggend op 'n Sabbatdag tyd kan wees vir ons om weer 'n noue ontmoeting met U te kan hê. Ek luister vanoggend na die woorde van ons liedjies, woorde wat weer beklemtoon dat ons wil harte hê waarop U kan skryf. Skryf vir ons naam, ons nuwe naam vir ons Here. Skryf U naam op ons harte. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Dit is ongelooflik hoe baie keer 'n mens so 'n bietjie worstel met wat dit is waaroor jy moet praat. Daar is soveel verskillende dinge wat mens kan sê en ek weet ons het al gesels dat baie keer dan wonder mens, Here, waar begin ons? Want daar is baie wat ons kan sê oor gesondheid. En julle het vir die wat laasie was toe ons hierso was, het seker gehoor dat ons het 'n paar getuienisse al bymekaar gemaak of 'n paar dinge al gesien van waar die Here in mense se lewens werk as dit kom by gesondheid. En as ek 'n geleentheid het om te praat, dan vra ek myself altyd en ek vra altyd vir die Here, maar wat moet ek nou sê? En in hierdie week is dit asof die Here net duideliker en duideliker op my hart gedruk het dat ons moet oor hierdie spesifieke onderwerp praat en dit was vir my opvallend vanoggend dat die liedjies wat ons gesing het en selfs hierdie lied wat ons nou as openinglied gesing het weer spesifiek geraak aan hierdie tema. So, kom ons kyk hoe ons deur dit kan werk. Ons gaan vanoggend ons Bybels bietjie gebruik. So kry julle Bybels byderhand. Terwyl julle Bybels kry en vir die wat dalk 'n pen en papier wil kry om 'n paar Bybelversies neer te skryf, ek sal met liefde die slideshow deel na die tyd of as dit uitgestuur kan word as julle die versies weer wil nagaan. Vir my is dit belangrik dat as ons oor die onderwerp van gesondheid praat, dat ons 'n goeie verstaan het van hoekom is dit vir ons as Christene spesifiek belangrik. So vanoggend gaan ons 'n bietjie minder kyk na die inloer van die liggaam en ons gaan so 'n bietjie meer kyk na die een wat die liggaam aan mekaar gesit het. En om mee te begin, gaan ons so 'n bietjie gesels oor 'n skool. Nou miskien voordat ons aangaan, wil ek net die uitdaging of die vraag vra vir julle. Wie van julle het al gesien hoe lyk kinders se handskrif in 'n skool? Dis die maklikste ding om te lees, is dit nie? Baie maklik om uit te maak wat is daar geskryf. Miskien die kleintjies is dalk nog makliker as die grootes, want die lettertjies is dan uit mekaar uitgeskryf. Hoërskoolkinders se vraestelle om lang vrae te merk. Enige iemand al ondervinding van dit gehad? Maklik om te sien wat geskryf is. Ek sien net so 'n stille kop wat so 'n bietjie skud. Nou ons gaan nou weer terugkom na die handskrif toe.
Maar wat saam met dit gepaard gaan, ek weet nie of julle dit kan onthou nie, by ons in die skool, het die skooljuffrou altyd, vir my gevoel asof hulle dit aan die begin van elke liewe klas, is dit gesê, onthou om jou naam bo aan te skryf, onthou om die datum te skryf, en dan gaan dit aan. Naderhand het ons punte gekry net vir ons naam wat ons geskryf het. Is dit nou nog so, dat jy 'n punt kry om jou naam te skryf? Dit was asof hulle gemotiveer het, want, wat gebeur as die kind nie sy naam skryf nie? Is nogal 'n uitdaging om dan uit te maak wie se werk is wie se werk. En as jy 'n skooljuffrou is, dink ek jy raak al hoe beter om die handskrifte te leer ken, om naderhand te kan weet, dit is Pietie sinne wat nou geskryf het. Maar handskrifte en om 'n naam te kan sit by die handskrif of by die werk, is maar 'n alledaagse uitdaging, dink ek, as dit kom by skoolgoeders. Ek weet nie hoeveel van dit is nou meer elektronies nie, so dalk raak dit 'n bietjie makliker. Kom ons dink net aan nog een aspek vinnig, voordat ons aanbeweeg. Wat van 'n handtekening? Wat doen 'n handtekening? Julle kan met liefde saamgesels. Wat is die betekenis van 'n handtekening? Dit bevestig eienaarskap. Alright? So 'n handtekening maak dit amper offisieel, as ek dit reg verstaan, en dit maak dat daar eienskap is. As jy 'n handtekening aan die onderkant van 'n dokument sien, dan weet jy wie dra verantwoordelikheid vir daai dokument. Is ek reg? So op 'n huurkontrak beteken daai handtekening, dit is die persone wat ooreenstem met hierdie ooreenkoms. Sê weer? Dit maak dit wettig, so dit maak dit heeltemal, dit is nou 'n amptelike ding. En as ek reg is, hoeveel beteken 'n cheque sonder 'n handtekening? Nie veel nie, nee. So dit sit baie vinnig 'n bietjie ekstra waarde aan die storie by. En 'n handtekening, omdat dit die eienaarskap ook bybring by die feit dat dit nou 'n wettige dokument is, dit is iemand wat dit wettiglik verantwoordelikheid daarvoor dra, moet die handtekening ook dan nou koppel aan iemand se identiteit. Is ons reg as ons dit sê? Ons almal stem saam met dit. So handtekeninge het 'n vreeslike belangrike waarde, en handskrif is iets wat baie eie is aan 'n sekere persoon, en dit laat my dink aan 'n skool scenario. As ek nou 'n skoolhoof is, en ek het die uitdaging van om orde te hou in hierdie skool, en die juffrouens het hulle dinge, en hulle het elkeen hulle klassie, en elke kind moet nou daar opgelei word, het elke juffrou 'n taakie om te weet wat die individue is, of die individualiteit is van die persone wat nou in haar skool is, of in haar klas is. Sy moet elke leerling moet sy leer ken, elke een van daai leerlinge het 'n spesifieke identiteit, 'n spesifieke handskrif, en hulle leer ken mekaar persoonlik. Wie van julle kan vir my in een sin opsom waaroor ons praat in ons lesdiere hierdie kwartaal? Ons praat oor die groot stryd. Dis 'n bekleierery, is dit nie? Skole het ook 'n groot bekleierery. Het julle dit al agtergekom? En wat baie keer gebeur in 'n skool, is jy het 'n skoolhoof wat moet begin vrede probeer skep tussen 'n klomp kinders wat beklei. Is dit nie so nie? Die een sê, ja, maar ek het dit gedoen. Die ander een sê, nee, maar ek het dit nie gedoen nie. Maar hy het dit gedoen, nee, hy het dit nie gedoen nie. Julle ken daai scenario, is dit nie so nie? Baie lank gelede was daar ook 'n skoolhoof gewees wat nodig gehad het om 'n bekleierery uit te sorteer. En hierdie kwartaal praat ons so 'n bietjie oor daai bekleierery. Ons leer so 'n bietjie meer oor die een het dit gesê en daai een het dat gesê. En wat het die duiwel gesê oor Jesus? Sê weer? Wat het Satan alles gesê? Alles waaruit gepraat, né? Hy het gesê God is onregverdig. Hy het gesê die reëls is onregverdig. Hy het gesê die reëls kan nie gehou word nie in die eerste plek. Hy het gesê dat God het selfsugtigheid in hom. Dat al hierdie dinge wat hy sê dat ons moet en nie moet doen nie, is alles as gevolg van selfsugtigheid. Klink dit nie ook maar vir julle soos 'n skoolkind wat in die skool sit en vir die ander maat sê, kan jy glo hulle maak nou al hierdie reëls? Dis alles nonsens. Daai skoolhoof wil net hê ons moet almal dink hy is oulik. Klink dit vir julle asof dit so 'n tipe van scenario kan wees? En wat het hierdie skoolhoof gedoen? Het hy almal bymekaar geroep en net gesê, nee, dit is alles leuns? Dis 'n moeilike situasie om te hanteer, né? Want die oomblik as jy nou bymekaar roep almal en jy sê, nee, ek is nie dit nie, ek is oulik en ek is regverdig en ek is nie onregverdig nie, ek is nie selfsugtig nie, dan klink dit mos maar asof jy jouself net wil verdedig. Is dit nie so nie?
En selfverdediging lyk nooit beter nie. So, hierdie skoolhoof het met 'n groot dilemma gesit. En waar ons vandag is, as ons nou heeltemal deur die hele geskiedenis vinnig deurrits en ons kom terug na waar ons vandag sit ons maar nog steeds in daai scenario waar ons ook maar skoolkinders is wat in 'n skool is. En ons hoor daai skoolkind sê een ding van die skoolhoof en die ander kind sê 'n ander ding. En ons sit in die groot stryd waar ons 'n besluit moet maak. Stem julle saam? Ons moet besluit, wie gaan ek glo? Ons moet besluit, wie sê die waarheid? En wat is die maklikste manier om regtig die waarheid te kan herken? Is om die skoolhoof beter te leer ken, is dit nie so nie? Om mooi te kan kyk, maar as ek nou na hierdie skoolhoof kyk, hoe is hy regtig? Wat sien ek regtig waar as ek na hom kyk? Vandag gaan ons deur 'n paar versies hardloop deur die Bybel wat vir ons 'n bietjie meer inligting gee, en dit is versies wat ons almal al gelees het, maar ek hoop ons kan daarna kyk uit die oogpunt van om te kan uitwerk, hoe herken ons God se handtekening? God se handtekening is wat hierdie Bybel wetlik maak, is dit nie so nie? Dit is wat sy wet amptelik maak. Maar as daar nog reëls genoem word, as daar voorstelle gemaak word van jy moet hierdie reël volg of daai reël volg, hoe kan ons uitken wat 'n handtekening het daai reël onderteken, sodat ons kan weet ons luister na die regte stem? En om hierdie handtekening te kan uitmaak kan 'n uitdaging wees. Ek weet nie hoe lyk die prentjie vir julle daar nie, maar kan julle sien wie se naam staan daar? Nie so maklik nie, nê? Meeste van ons het handtekeninge waar jy nie noodwendig die naam presies kan uitmaak nie. En soms dink ek, ons dink dalk dat God het homself so 'n bietjie weggesteek, dat hy doelbewus gemaak het dat ons hom nie kan sien nie. Voel julle soms so? Ek dink ons dien 'n God wat homself openbaar. En kom ons kyk wat hy vir ons wys. Ons gaan na 'n paar versies kyk. Julle is welkom om saam te blaai en ons gaan nie al die versies deurgaan nie. Ek het ekstra versies opgesit op hierdie skyfies sodat die wat later dit wil deurgaan welkom is om dit dan te doen. So ons gaan net so 'n paartjies van hulle deur hardloop. Ons gaan nie na hom toe blaai nie, maar Johannes 10 vers 10 en julle moet verskoon die skyfies het 'n paar Engels en Afrikaans in want partykeer dan werk ek met al twee kante toe, so die party van die versies is in Engels gesit en ons gaan maar so op en af deurwerk deur hulle. Johannes 10 vers 10, ek het gekom dat julle lewe in oorvloed mag hê. Onthou julle dit? Alright, kom ons kyk ook na Johannes 8 vers 32. Johannes 8 vers 32, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vasbind. Sê julle vertaling dieselfde? Vrymaak. OK. Vers 36. As die seun julle dan vasbind, sal julle waarlik vry wees. As die seun julle vrymaak, sal julle waarlik vas wees. Hoe sê julle vertaling? As die seun julle vrymaak, sal julle waarlik vry wees. Kom ons kyk of ons nog van dit kan raak sien. Romeine 6 vers 22 sê, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle heel vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Sien julle weer daai woordjie? Vryheid, vrymaking. Dit is 'n kernwoord wat hierso uitkom en daar's 'n hele paar ander versies wat hierdie selfde woord het. Galasiërs 5 vers 13. Galasiërs 5 vers 13 sê dit weer eens so mooi. Wat julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Weer eens daai woordjie vryheid. En julle kan met liefde daai versies deurgaan of die res van hulle deurgaan as julle op julle eie tyd wil maak daarvoor. En ek moedig julle aan om julle eie studie te maak oor die woordjie van vryheid. Want dit kom van reg aan die begin van die Bybel, kom dit deur hierdie tema van dat die Here ons wil vrymaak. So vrymaking is een van die karaktereienskappe wat ons baie duidelik dan kan koppel aan God. 'n Karaktereienskap wat sy handtekening aan die onderkant het. Stem julle saam? Alright. Dan gaan ons kyk na nog 'n paar versies en ons gaan nou 'n bietjie na die begin van die Bybel toe spring. Ons gaan kyk in Job 19 vers 25.
Job hoofstuk 19 vers 25 sê, maar ek weet, my verlosser leef, en hy sal as laaste oor die stof opstaan. My verlosser leef. Sien julle dit daar weer? Ons het gesien van die vrymaking, en nou sien ons die tema van verlossing. En ek is seker as julle in julle gedagtes probeer dink, hoeveel versies daar is in die Bybel, wat die woordjie verlosser of verlossing in het. Is dit net 1 of 2? Jog, daar is soveel versies wat praat van verlossing. I know that my Redeemer lives. Jesaja, kom ons kyk gou-gou, Jesaja 47 vers 4. Sê dieselfde, ons verlosser, sy naam is Here van die leerskare, die Heilige van Israel, die verlosser. En julle kan met liefde deur nog van daai versies deurgaan. So ons het alreeds nou twee eienskappe wat ons spesifiek kan koppel aan God. Eienskappe wat as ons dit sou raak sien in iets wat in die Bybel staan, of as ons dit sou raak sien in iets wat in 'n beginsel wat uitgeleef word, kan ons sien God se handtekening is daarop. Vrymaking en verlosser of verlossing is deel van God se karaktereienskappe. Stem julle nog so ver saam? Alright. Nou gaan ons kyk na 'n paar versies wat vir ons nou weer 'n ander gedagte deurbring, en ons gaan weer eens nie almal van hulle deurlees nie, want ons draf 'n paar van hulle deur, en dan gaan ons 'n bietjie in diepte by een van die ander karaktereienskappe stil staan. Openbaring hoofstuk 2 en hoofstuk 3 het 'n frase wat oor en oor herhaal word. Het julle al agtergekom wat daai frase is? Daar's 'n kort frasetjie in Openbaring, die eerste 2-3 hoofstukke, wat oor en oor gesê word. Wie van julle kan raai wat dit is? Enige gedagtes? In die Engels sê dit so mooi. Dis beskrywings van die verskillende kerke. Dan sit beskrywing van julle dit gedoen en ek het daarmee tevrede gewees, maar daar was ek nie oorseker nie. Dan sê dit he who overcomes. Het julle dit al gesien? Hy wat oorwin. So ons gaan kyk na 'n paar van hierdie versies. Kom ons blaai na Openbaring 21. En dit is aan die heel einde van die Bybel. So ons het nou gekyk na 'n paar versies aan die begin wat praat oor verlossing, vrymaking, en nou spring ons aan die einde van die Bybel. Wat is die einde van 'n boek gewoonlik? Die slot is waar alles saamgevat word. Is dit nie so nie? En ons is nou heel in die laaste of een van die laaste hoofstukke van die heel laaste boek in die Bybel. So dit is die samevatting van die hele punt van alles. En hierso verwys dit na 'n groep van mense. Openbaring 21 vers 7 sê: hy wat oorwin sal alles beerwe. En ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees. Wat kom in daai versie uit? 'n God. Ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees. 'n Ouer en 'n kind. Hulle lyk 'n bietjie na mekaar, is dit nie so nie? So hier is 'n beskrywing van 'n pa met 'n kind wat soos hom lyk, wat soos hy lyk. En dit praat van 'n kind wat oorkom. So in Openbaring, die eerste 2 of 3 hoofstukke praat dit van die wat sal oorkom, die wat sal oorwin, en hier sien ons weer van oorwinning. 1 Tessalonisense 5 vers 24. Ons slaan so 'n paar van hulle oor, julle kan gaan deur hulle. 1 Tessalonisense 5 vers 24. Lees hierso. Hy wat julle geroep het, is getrou. Hy sal dit ook doen. En hierdie hoofstuk van Tessalonisense praat van die eienskappe wat ons aangemoedig word om te kan hê. Vers 15 sê byvoorbeeld, sorg dat niemand van mekaar kwaad vir kwaad geld nie. Vers 16, wees altyd deur bly, bid sonder ophou. Daar's 'n lysie van dinge wat ons aangemoedig word om te doen, en dit eindig deur om te sê dat hy wat julle geroep het om al hierdie dinge te doen, sal dit doen. Is dit nie mooi nie? Is dit nie die mooiste belofte wat vir ons sê daar, dat die Here roep ons nie om te oorwin in ons eie krag nie, maar hy sê vir ons, hierdie is dinge wat ek wil hê julle moet doen. Ek wil hê julle moet oorwinning behaal in hierdie dinge, en ek wat julle geroep het om daai oorwinning te behaal, sal dit deur julle meebring. Is dit nie pragtig nie? So ons het 'n God wat vir ons beloftes gee en wil hê dat ons moet oorwin. Vir my is dit boodskappe van hoop, dat ons so ver God se handtekening kan sien op vrymaking, op verlossing, op oorwinning. Kom ons kyk nou nog 'n paar aspekte. Nou gaan ons, ek net gou sien of hierdie ding in die regte orde is. Alright, ons gaan vinnig kyk
na een of twee verdere versies en dan gaan ons stil staan. Blaai saam met my na Matteus 16 vers 24. Voordat ons hierdie ene lees, as God ons vrymaak, as hy vir ons verlos, as hy wil hê ons moet oorwinning behaal, wat het ons so ver gesien? Is dit dinge wat ons vir onsself meebring, ons gaan onsself red, ons gaan onsself uitsorteer? Dis nie wat dit sê nie, né? Dit praat van hy wat die vrymaker is, hy wat die verlosser is, hy wat vir ons geroep het tot oorwinning, maar hy is die een wat dit sal doen. Nou lees ons hierso in Matteus 16 vers 24, en dit sê hierso, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, wie van julle wil aan Jesus agter hom aanloop? Wil julle hom volg? Jesus sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Stem julle saam met my dat hierdie versie wys vir ons dat daar 'n aksie is vir ons ook om te doen. Hy is die verlosser, hy is die een wat vrymaak, maar hier sê dit ons het ook iets wat ons moet doen. Is dit nie so nie? Daar's 'n samewerking wat hier by kom. Kom ons gaan na 1 Korintiërs 11 vers 1. 1 Korintiërs 11 en vers 1 sê, wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. So die skrywer hierso sê, volg my, nie omdat julle my volg as 'n persoon nie, maar in wat ook al ek Jesus navolg. Is dit nie so nie? Maar die aksie van volg, is dit 'n aksie wat God moet volg? Is dit iets wat hy doen? Dis iets wat ons doen, is dit nie so nie? Nou in die konteks van die groot stryd van ons lesstudie hierdie afgelope tyd, kan ek iemand wees wat volg as ek glad nie 'n keuse gemaak het nie? Kan ek volg as my keuse teen daai persoon is? So daar is 'n keuse by betrokke en 'n aksie van samewerking van my kant af. Stem julle saam? Gaan gerus die res van daai versies deur, want hulle almal kom op die tema by mekaar van samewerking. Ons het gepraat van 'n God wat die verlosser is. Hy wil ons vrymaak, hy wil ons verlos. Hy wil vir ons oorwinning gee en ons het 'n samewerking wat hy vir ons offer om of vir ons aanmoedig om ook te doen. Hoekom is daai samewerking so belangrik? As ek geen samewerking moes gegee het nie, sou ek dan ten volle vry gewees het? Sê weer? Stem julle almal saam met dit? As dit 'n God is wat ons sê sy handtekening is op vrymaking en verlossing en al hierdie dinge, vryheid van keuse, uitnodigings, wat hy die een is wat die uitnodigings uitreik, en ons het outomaties gevolg en ons het nie eintlik 'n keuse gehad nie, sou dit dan vryheid gewees het? So stem julle saam dat die samewerking is van kardinale belang om dit regtig vryheid te maak. Stem ons almal saam met dit? En God se handtekening is op almal van daai karaktereienskappe. Nou kom ons kyk na een van die laaste karaktereienskappe vir vandag. En dit gaan ons gaan hierdie versies nie spesifiek deurlees nie, maar ek dink julle sal saam met my kan stem, soos wat ons deur dit praat, dat dit dinge is wat ons al eintlik ken. Maar miskien is dit 'n plekkie om net weer te gaan stil staan vandag. Genesis hoofstuk 1 en hoofstuk 2. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor die skepping. Alright. As ons net so vinnig so 'n bietjie inzoom op die skepping, wat kan ons raak sien van God in daai proses? Om mee te begin, stem julle saam dat as God op dag 1 al die diere en die voeltjies gemaak het, wat sou met hulle gebeur het? Wat het die Bybel gesê? Dit was woes gewees en water het alles toegemaak. Was daar enige land al gewees vir iets om op te staan? Was daar enige atmosfeer met 'n bietjie suurstof in? Want die skeiding van die hemelruim is eers later gemaak, nee? So as God op dag 1 klomp voëls gemaak het, wat sou met daai voëls gebeur het? As God op dag 1 die mense gemaak het, sou dit gewerk het, fisies gewerk het.
Kan julle onthou, ek weet nie van julle Bybelvertaling nie, sê julle Bybel ook, dat God het besluit, okay, kom ons maak hierdie ding, en toe sien hy, kriek, hulle het seker nou suurstof nodig, so kom ons maak gou 'n bietjie suurstof. Is dit hoe dit gebeur het? En hy het die diere gemaak, wat toe nou half begin swem met in die water, en toe sê hy, ons moet seker maar land maak vir hulle. Is dit hoe dit gebeur het? So stem julle saam, dat daar was 'n plan. Was die plan 'n krisisplan, of was dit 'n vooraf uitgewerkte, goeie, deurdenkte plan? Stem julle saam? OK. Hierdie plan het die karaktereienskap van voorbereiding. God het dinge gemaak in 'n orde waar die eendagse skepping voorbereiding was vir die volgende dag. Stem julle saam? Soos wat hy die een ding gemaak het, het dit die weg oopgebaan en die omgewing voorberei vir wat nog na dit gekom het. So voorbereiding was deurweef deur alles wat die Here geskep het in daai skepingsweek. As ons dan nou nog verder gaan kyk na die natuur self, wie van julle het al gesien 'n voeltjie wat 'n eiertjie lê in die middel van 'n teerpad en dan dink hy, ek moet seker nou 'n nes bou. Het julle al daai voeltjies gesien wat so maak? Het julle al gesien hoe 'n voeltjie vir weke lank partykeer voorbereiding doen vir voordat hulle eiertjies gaan lê? Daar's 'n gebou van nesie, daar's goedjies wat bymekaar gemaak word en daai nesies word aan mekaar gesit. Wie van julle ken diere wat voorberei vir die seisoen wat kom, vir die wintertyd? Het julle dit al gesien? Diere wat kos bymekaar maak, wat kossies bymekaar maak en dit begrawe of dit gaan bære. Sien julle daai handtekening van voorbereiding op daai dier? Dat die skepper wat daai dier gemaak het, daai handtekening agtergelos het op daai skepping. Stem julle saam? En as ons kyk na hierdie voorbereidingsplan wat so duidelik deurgekom het in die skepping en dan ook in die skepping wat nou agtergelos is of dit wat ons kan sien in die natuur, hoe dit God se karaktereienskappe uitbeeld, stem julle saam dat God probeer homself eintlik nie wegsteek vir ons nie, maar hy probeer alles doen wat hy kan om homself te openbaar. Stem ons saam? Wat het gebeur in Genesis hoofstuk 3? Die mense het besluit, hulle maak 'n keuse. Hulle het vryheid gehad en hulle het 'n keuse gemaak om God nie te glo nie, om 'n bietjie daai twyfel aspek het die oorhand gekry en hulle het nie daai vertroue in hom gehandhaaf nie. En wat het gebeur toe die mens nou skielik gesondig het? Kan julle onthou? God het skielik gesê, krisis, nou wat gaan ons nou doen? Is dit wat gebeur het? Toe God vir hulle gevra het, waar is julle? Is dit omdat hy nie geweet het nie? Nee, hy het vir hulle die vraag gevra om dit aan hulle duidelik te maak wat die situasie was. Toe hy vir hulle gevra het, wat het julle gedoen? Is dit omdat hy nie geweet het nie? Dis omdat hy dit vir hulle wou uitwys. En toe hy besef het, of nie besef het nie, toe hulle besef het wat aangaan, toe hulle besef het wat het nou net gebeur, toe hy vir hulle die verlossingsplan van die begin af duidelik gemaak het. In Genesis hoofstuk 3 sien ons baie duidelik, onthou julle, God het hulle bymekaar geroep, met hulle gesels, vir hulle gesê, jy gaan die slang se kop vertrap, al daai dinge. Hy het vooraf alreeds die verlossingsplan voorberei en dit aan hulle openbaar. En as ons dan kyk, soos wat die Bybel aangaan, is daar telke voorbeelde dat God vooraf voorbereiding getref het. Stem julle met my saam? Toe dit begin reën het God ewe skielik gesê, Noag, ons beter nou 'n plan maak, hoor, wil jy nie maar 'n goue arkie bou nie? Is dit wat gebeur het? Natuurlik nie. 120 jaar het God oor die hele wêreld verklaar, duidelik gemaak, dat hy graag die mense wil vrymaak, dat hy hulle wil verlos, dat hy vir hulle vryheid van keuse gee, dat hy hulle samewerking vra om in te kom in die ark, om samewerking te gee met hom. Vir 120 jaar het hy dit baie duidelik gemaak dat hy vooraf beplan het en alreeds weet wat in die toekoms is. So hy het sy handtekening baie duidelik geteken vir almal om te kan sien. En so ook, soos die voorbeelde aan en aangaan, reg deur die Bybel, met die verlossing van die Israeliete uit Egipte uit, met die profeseë wat gegee is, waar hy die toekoms verklaar het God
oor en oor gesê, ek wil julle red, ek wil julle vrymaak, ek wil hê julle moet met my samewerking gee, ek wil julle aanmoedig dat ons kan oorwinning kry oor al hierdie aaklige dinge wat hierdie wêreld bied. En ek wys vir julle dat ek het voorbereiding getref, ek is die een wat vooruit gaan. Daar's soveel beloftes in die Bybel wat hierdie tema verder beklemtoon. En ek weet die skrif is klein geskryf, julle kan dit kry na die tyd, maar ons dink aan 'n paar beloftes. Oor en oor sê die Here vir ons in die Bybel, I am the one who goes before you. Het julle dit al gelees? Ek gaan voor jou uit. Vir die verskillende leiers van Israel is daar oor en oor gesê, ek sal voor jou uitgaan. I have plans to prosper you, not to harm you. Ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Stem julle saam dat die tema kom baie duidelik deur. Die karaktereienskap is baie duidelik in hierdie verskillende versies. Dat God wys vir ons hierso, ek dink vooruit, ek beplan vooruit. Ek word nie skrik gemaak deur die krisisse van wat ons vandag na hom toe bring nie. As ek na God toe gaan met my probleem, is dit die eerste keer wat hy van daai probleem hoor? Natuurlik nie. Nou met dit alles in gedagte, met die besef dat God voorbereiding tref, met die besef dat hierdie karaktereienskappe deur die Bybel geopenbaar word aan ons, is die vraag wat ons vandag vir onsself moet vra. Al hierdie karaktereienskappe wat ons kan sien, sê vir ons iets meer van God. Stem ons saam? Maar ons is nie net 'n klomp skoolkinders wat in 'n skool is, met 'n skoolhoof wat nie aan ons verwant is nie. Wat sê die Bybel vir ons? Dit sê vir ons baie duidelik, dat God het besluit, kom ons maak die mens in ons ewebeeld. Onthou julle dit? Wat was die rede hoekom ons geskep is? Om so te lyk. Om soos God te lyk, om soos God te wees. Stem julle saam dat die punt van dit was, sodat iemand kan sien, wie van julle het al ervaar, dat jy sien 'n klein kind in die sabbatskoolklassie, of jy sien 'n klein kind rondloop, en voordat jy die ouers naby daai kind sien jy daai kindjie rondloop, en jy dink by jouself, ja, daai kind lyk net soos sy ma. Het julle dit al ervaar? God wou gehad het, dat as ons rondloop op hierdie aarde, dat mense na ons kan kyk, al kan hulle hom nie sien nie, en as hulle na ons kyk, moet hulle kan sê, joh, jy lyk net soos jou pa. En die vraag vandag is dit wat besig is om te gebeur? In die Ministry of Healing is daar so 'n pragtige stukkie, dit sê, He, God, calls upon us to make our choice. Keuse, vryheid. On the right side, to connect with heavenly angels, agencies, to connect. Samewerking, sien julle dit? To adopt principles that will restore in us the divine image. In his written word and in the great book of nature, he has revealed the principles of life. Stem julle saam dat met hierdie versies wat ons nou vanoggend net vinnig deurgetraf het, sien ons al klaar dat God probeer om homself aan ons te openbaar in sy woord en in die natuur. Stem ons almal saam met dit? It is our work to obtain a knowledge of these principles, and by obedience and cooperation, samewerking, with him, in restoring health to the body as well as to the soul. As ons kyk na die gesondheidsboodskap, gaan dit net oor om my verkoue gesond te kry. Is dit alwaaroor dit gaan? Gaan dit net daaroor om myself fisies in 'n bietjie beter toestand te kry? Die hele punt van al hierdie gedagtes is dat God se plan vir ons van die begin af was om soos hom te lyk, om hom te weerkaats aan die mense om ons. En toe ons daarvan afgewyk het, toe ons hom verstoot het, toe ons daai leuns begin glo het, dat God het die reëls gemaak uit selfsug, of dat hy die reëls gemaak het net omdat hy een of ander ego boost kry, omdat 'n klomp mense vir hom gehoorsaam is. As ons besef dat toe ons daai leuns begin glo het en wegbeweeg het of weggebreek het van sy oorspronklike plan, dat hy nog die hele pad alles doen in sy vermoë om ons terug te bring, om ons te herstel, om ons te help, om ons te verlos.
sodat ons kan terugkom waar ons werklik hom kan weerspieël vir die mense om ons. As ons dit in gedagte kan hou, dan kan ons ook besef dat die hele punt van hoekom hy vir ons probeer aanmoedig om gesond te wees, is omdat hy ons probeer herstel, fisies en geestelik. En die twee is onafskeidbaar. Wie van julle kan vandag met selfvertroue sê dat julle is 'n perfekte weerkaatsing van julle Skepper? Wie van julle stem saam met my dat as ons na mekaar kyk, het ons nog 'n bietjie van 'n entjie om te gaan? En hier kom die laaste vraag, en dit is seker maar die moeilikste vraag. As ons kyk na 'n God van voorbereiding, wat reg deur die Bybel vir ons wys dat hy voorberei, en ons kyk na hoeveel profesieë daar is, wat ons wys wat aan die einde van tyd gaan gebeur. Profesieë wat baie duidelik vir ons sê, dat daar gaan 'n punt kom, 'n tyd kom, waar ons finale keuse moes gemaak het. Daar gaan 'n dag kom wat ons nie meer verder in die tussentyd kan wees nie, waar ons nie meer op die heining kan sit en nog ek wonder nou of daai leuns waar was en of dit nou nie waar was nie. Daar kom 'n punt waar ons moet besluit, glo ek die leuns of nie? Herken ek my Skepper of nie? Weet ek hoe om hierdie handtekening uit te ken, ja of nee? En as ek dan op 'n punt kom waar ek duidelik kan sien dat ek weet hoe om my Skepper te herken, wat gaan ek kies? Deur al hierdie profesieë wat duidelik vir ons wys na 'n tyd waar al die poppels gaan vlieg, is my vraag, hoeveel tyd het ons vandag nog? Hoeveel tyd het ons om vandag nog te twyfel en te wonder, wie moet ek volg? Hoeveel tyd het ons nog oor om hierdie proses deur te maak, totdat ons werklik 'n ware ewebeeld kan wees, sodat die mense om ons kan sien, soos wat ons in die strate afloop, wie dit is wat ons verteenwoordig? Kan mense God se handtekening op my lewe sien? Kan mense God se handtekening sien op my klere wat ek aantrek? Kan mense God se handtekening sien as hulle koekeloer wat op my foon is? Kan hulle God se handtekening sien op my TV-skerm? Hoor hulle God se stem as hulle langs my stop by die robot en hulle luister na die musiek wat ek in my kar luister? Sien mense om my God se handtekening op dit wat ek eet en drink? Wat die Bybel vir my spesifiek sê, moet ek doen alles tot eer en verheerliking van hom. The medical missionary work God has set in operation as a practical illustration of the gospel. He has signified that this work shall be closely united with the ministry of the word. Waaroor gaan die woord van God? Wat is die punt van die woord van God? As ons dink aan wat ons vanoggend nou net oor gesels het, waaroor, as jy in een sin vir iemand moet opsom, waaroor gaan die woord van God? Waaroor gaan dit? Bietjie harder? Lewe in oorvloed. Dit gaan daaroor om God te openbaar, dat hy die een is wat vir ons lewe in oorvloed wil gee. Is dit nie so nie? Die hele woord van God is 'n openbaring van wie hy is, sodat mense sy handtekening kan herken. En hier lees ons dat die mediese sendingwerk is veronderstel om die praktiese openbaring, die praktiese tentoonstelling te wees van die evangelie. 'n Evangelie van vrymaking, van verlossing, van oorwinning en van 'n God wat die toekoms ken waarop ons kan vertrou. Stem ons saam? Dit is die punt van die gesondheidswerk. Dit gaan nie oor een klein detail en daai klein detail en my verkouetjie en my chakelpultus nie. Ja, dit gaan oor al daai dinge, maar die punt van al daai dinge is vir ons om die evangelie uit te leef, sodat mense kan sien, ek weet wie is jou pa. The work of health reform is the Lord's means of lessening suffering in our world and for purifying his church. Sien julle daai handtekening? Dat God wil vir ons oorwinning gee, hy wil ons suiwer maak, hy wil ons rein maak, sodat ons hom kan reflekteer aan ander. Teach the people that they can act as God's helping hand
by cooperating with the master worker in restoring physical and spiritual health. Besef ons wat sê hierdie uitnodiging. Besef ons dat die God wat die verlosser is, wat die vrymaker is, wat ons wil help, die God wat homself uitbeeld in sy woord as die een wat ons genees en ons wil herstel, nooi ons as 'n kerk uit om in samewerking met hom hierdie werk te doen. This work bears the signature of heaven and will open doors for the entrance of other precious truths. There is room for all to labor who will take hold of this work intelligently. Keep the work of health reform in the front is the message I am instructed to bear. As dit vanoggend u wens is, as u vanoggend hoop, as dit u diepe begeerte is, om met God in samewerking te wees, om saam met hom te werk, as dit jou begeerte is, om vir God te sê, Here, wat ook al jy nou moet wegbreek, wat ook al jy vir my moet help om af te los, wat ook al u vir my wil vorm en vou en stukkies moet uithaal, sodat ek meer soos u kan lyk, sodat ek meer soos u kan wees. As dit u begeerte is, nooi ek u uit om saam met my te kniel, soos ons afsluit vanoggend. Dierbare Hemelse Vader, ons lewe in 'n wêreld waar dit baie moeilik is om die waarheid te kan herken. Meer en meer word daar valse dinge so wonderlik mooi uitgebeeld, dat dit lyk soos die werklike. Alles van tegnologie, tot die leuns wat gepraat word op die media, tot allerhande nonsens stories wat mense van een na die volgende oordra. Is daar soveel dinge wat onduidelik is, dat dit moeiliker en moeiliker raak om die egte raak te sien. Dit is my gebed vanoggend en ek bid dat u vir ons sal help, elkeen wat hier by mekaar kom vanoggend, om in diepte tyd te maak om die werklike te bestudeer. Om alles wat tyd mors uit te skakel, om die dinge wat ons gedagtes vul met onnodighede uit te ruim uit ons dae uit, sodat ons tyd het om die werklike in diepte te bestudeer. Ek bid, Here, dat u ons gedagtes sal oopmaak tot die werklike, dat u vir ons sal openbaar wie u is, dat ons u karaktereienskappe so duidelik sal kan herken, dat ons onmiddellik sal weet as iemand vir ons probeer aanmoedig om iets te doen wat nie volgens u wil is nie. En Here, soos wat ons u beter en dieper bestudeer, bid ek vanoggend om dankie te sê dat daai belofte vir ons gegee is, dat as ons ons oë op u gerig hou, dat u in ons sal werk, dat u die een sal wees wat ons sal vorm en vou soos 'n pottebakker, dat u die een is wat die oorwinning vir ons sal gee, sodat ons u werklik sal kan tentoonstel vir die mense om ons. En dit is ons gebed, Here, dat waar ons in samewerking met u kan wees, waar ons 'n deeltjie kan vorm in hierdie groot werk van om ander nader na die waarheid toe te kan trek, bid ons dat u ons sal help om dit tot die beste van ons vermoë te doen. En ons bid hierdie dinge nie omdat ons enige iets verdien nie, maar in dankbaarheid vir u beloftes waaraan ons kan vasklou. En in Jesus naam. Amen.